Goeiedag geliefdes, dis goed om weer saam met te wees rondom die woord van die Here. Nou stel vanoggend stil by Kolossense die 4de hoofstuk vers 2. Dit lees as volg: Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Die hoofopskrif van hierdie perikoop is ook vermaning om te bid en wysheid te betrag. Wanneer ons praat oor 'n vermaning om te bid, dan sluit dit aan by die voorafgaande by verhoudinge met mense om ons. Die verhouding van die vader en kind, die verhouding van die werkgewer-werknemer, ontstaande verhoudinge met mekaar en ons moet vir mekaar in die bresse tree en vir mekaar bid. Maar meer as dit moet ons vir die Here vra, Here, ek vra dat U vir my ook sal help om in wysheid op te tree teenoor elke mens wat U in my onmiddellike omgewing vir my gegee het. Dat ek wys sal optree teenoor elke verhouding waarin U my geplaas het. Want ons het in die 25ste vers gelees: wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het, terug ontvang. En daar is geen aanneming van die persoon by die Here nie. Met ander woorde, God kyk na die wyse waarop ons met mekaar omgaan. En daarom moet ons so versigtig wees hoe ons met mekaar omgaan. En moet ons in gebed vir die Here vra: Here, help my in my verhouding met my huwelik. Help my in my verhouding met die grootmaak van my kinders. Help my in my verhouding met my werkers, of dan my werkgewer. Ons moet vir mekaar bid dat God hierdie verhoudinge in stand sal hou. Daarom het hy die woord volhard. Wanneer hy hierdie woord volhard gebruik, dan beteken dit moenie verslap nie, moenie agterweë laat om te bid nie. Gebed is seker die mees belangrikste faktor in 'n kind van God se lewe om jou geestelike lewe in pas met God en met jou medemens om jou te hou. Omdat ons weet dat alles wat ons ooit in die lewe het is uit hom en deur hom alleen. Daarom wanneer 'n mens praat oor gebed, dan besef 'n mens ook dat ek die werking van die Heilige Gees in my lewe van kardinale belang is om elke verhouding waarin ek is, gesond te hou. Dat die vrug van die Gees sal weerklank vind in al my verhoudinge, en ag, u ken die vrug van die Gees, ek kan dit maar net weer vir u lees. Wat so klink. Die vrug van die Gees is liefde in my verhoudinge, blydskap met mekaar, vrede met mekaar te hou, lankmoedig te wees, vriendelik met mekaar te wees, goedheid te betoon, getrouheid in dit wat ek moet doen, sagmoedigheid van hart met mense om my om te gaan, en dan ook selfbeheersing in my eie lewe toe te pas. Ons is dit nie van nature nie. Van nature lyk die mens soos die volgende: oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, twis, jaloersheid, vyandskap, toornigheid, naaiwer, tweedrag, afguns, moord. Dit is van nature wat in 'n mens se sondige wese is. Daarom moet ek met volharding bid, Here, help my om die vrug van die Gees te openbaar teenoor mense om my. En nie juis die vlees en al sy ou lelike werke in my lewe geopenbaar te hê nie. En geliefdes, dit kos iets. Ek moet my beywer om hierdie verhoudinge in my lewe tot uitvoer te bring. Daarom die woord volhard. Pleit by die Here voortdurend om te sê, Here, leer my om op te tree soos 'n kind van God behoort op te tree. Bid vir die moeilike mens met wie jy elke dag te doen het.
Bid vir die persoon wat elke dag onder jou vel inkruip. Bid vir daardie besondere areas waarin jy 'n stryd in jou geestelike verhoudinge met mense om jou het. En begin met hierdie gebed om te sê, Here, verander my. Here, bewaar my. En Here, leer my om soos 'n kind van God op te tree. Ag, ek dink maar weer onwillekeurig aan Matteus 5. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan aanskou, en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik deur dit wat hulle sien. Ek dink ook aan Filippense die 3de hoofstuk vers 15, dat julle onberispelik en opreg sal wees, kinders van God, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die duisternis. Die apostel Paulus het ons stryd op aarde beskrywe, in 2 Korintiërs 4 vers 10 en 11. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons sterflike liggame openbaar kan word. Want ons word altyd oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. Ons het aanslae, ons het probleme, ons het die duiwel wat daartoe soek om verhoudinge te kelder. Daarom die woord volhard in gebed. Bly voortdurend voor die Here pleit om te sê, Here, leer my om as 'n kind van God in hierdie lewe om te gaan, en nie verander die omstandighede nie, verander my. Want as U my kan verander, dan sal omstandighede ook verander, want wat van my uitgaan, sal die omstandighede verander. Geliefdes, ek en jy, die tweede woord wat hy gebruik is waak. En wanneer 'n mens oor waak praat, dan gaan my gedagtes terug na Genesis 4 vers 7. Wanneer die Here vir Kain sê, voordat hy nog vir Abel doodslaan, Kain, die sonde lê en loer vir jou, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daar oorheers. Kain het nie aggeslaan nie. Kain het nie gewaak nie. Kain het sy eie hart nie bewaar nie. En daarom het hy toegelaat dat daar jaloesie in sy hart ontstaan, en het hy 'n geleentheid gesoek om vir Abel te vermoor. Ag, as ek dink aan 1 Petrus 5 vers 8, dan sê hy, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n blinde leeu, en soek wie hy kan verslind. Waak en bid, weer eens kry ons hierdie twee woorde. So dikwels bid ons, bely ons oortredinge, bely ons tekortkominge. Maar geliefdes, die verskil tussen oorwinning en faal in jou geestelike lewe is aan hierdie jou klein woordjie gekoppel, waak. Waak daaroor dat jy nie sal val nie. Jy weet mos waar jou tekortkominge lê. Jy weet waar jy elke keer deur die duiwel gepootjie word. Jy weet waar jy elke keer nederlaag ly. Waak dan en bid. Ag, die apostel Petrus of die apostel Paulus het in besonder vir sy navolgers gesê, daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons het gehoor het om vir julle te bid, en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil, in alle wysheid en geestelike insig. Bid vir daardie persoon wat vir jou te nakom. Bid vir daardie persoon wat altyd daarop uit is om jou tot 'n val te bring. Vra God om daardie persoon se hart te verander en jou gesindheid teenoor hom. Weet jy, geliefdes, ons bid so selfsugtig. Ons bid so rondom onsself en ons probleme, dat ons baie keer vergeet om soos die apostel Paulus te sê, ek bid vir julle. Ek tree vir julle in die bresse, want ek weet ook van julle stryd.
Ek weet ook van julle probleme, ek weet ook wat julle deurgaan. En dan gebruik hy 'n woordjie. Waak en bid, maar gebruik hy hierdie woord met danksegging. Ag, moet ook nie vergeet om aan God die eer en die aanbidding te gee en die dank te gee wat hy jou gee vir elke oorwinning, elke triomf in jou lewe. As jy in dankbaarheid teenoor God lewe, sal jy die genade van God ook milddadig ervaar om juis triomfantlik te kan lewe. Moenie vergeet om God te aanbid vir alles wat hy jou gee nie. Vra hom, Here, help my, volhard in gebed, waak in gebed, maar sê ook vir God dankie, dat hy daar is om jou deur elke probleem te dra. Dat jou totale lewenswyse, jou totale lewensopset sal wees om God te aanbid. Ag, ek dink aan Jakobus, die eerste hoofstuk daar by die 8ste vers en ek lees dit vir u, as ons praat oor gebed. Hy sê hierdie woorde, maar hulle moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Bid in geloof. Waak daaroor dat daar nie ongeloof in jou hart kom nie. Leef in diepe dankbaarheid voor God. Want die apostel Jakobus het ook vir ons gesê, daar in die 4de vers, het hy hierdie woorde gesê. Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naïwerig. En julle kan niks verkry nie. Julle geveg en maak oorlog. En julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welleste deur te bring. Wanneer jy bid, bid opreg, met 'n oop hart met geloof. Nie net rondom jouself en jou familietjie en jou behoeftes nie. Bid vir die sendingvelde. Bid vir kindertjies van God wat jy weet wat 'n stryd het. Soos die apostel Paulus sê, ons hou nie op om vir julle te bid nie. Ons tree voortdurend vir julle in. God het bidders nodig. God het mense nodig wat in die bresse sal staan en sal intree. Ag, deur Jesus Christus op hierdie oomblik aan die regterkant van die Vader in die hemel bid vir jou. Hy tree vir jou in, dat jy staande sal bly, dat jy sal waak, dat jy sal oorwin. Vestig die oë op hom, lewe in diepe dankbaarheid voor hom en bring aan God die eer wat hom toekom. Ek wil weer vir u sê, bid en waak daartoe dat julle in wysheid sal wandel. Dat God julle wysheid sal gee om te lewe, sodat julle opreg voor God bevind mag word as mense wat betrokke is by sy werk, maar mense wat ook waak oor hulle eie persone. Ag geliefde, lewe net voor God, tot eer van hom, aanbid God, en dat jou hart gevul sal word met sy heerlikheid, en jy sal oorwinning op oorwinning beleef, en jy sal triomf op triomf in die Here ervaar. Mag die Here vir u ryklik seën, terwyl u bid en waak en 'n danksegging voor God lewe. 'n Goeie dag vir u en die Here seën vir u ryklik.